Welkom by AMT se FFG Ekonomie en Risiko-oorsig. Ons gesels met Waldo oor die nuutste ekonomiese nuus, terwyl Daan van FFG gesels oor watse wetlike en versekeringsvereistes benodig word wanneer jy jou landboumasjinerie skuif tussen plase. Moontlik gemaak deur FFG. Die rand versterk na R17.71 per Amerikaanse dollar, staan op R20.40 teenoor die euro, R24.05 teenoor die Britse pond en op R11.51 teenoor Australië se dollar. Die Brent olieprys styg egter redelik skerp na $69.47 per vat. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat ons markte nou beïnvloed. Ja, welkom by hierdie week se episode. Ons gesels weer met Prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit soos gewoonlik. Prof, ons het gesien die wisselkoers so klein bietjie sterker, maar baie interessant vir my dat oliepryse redelik skerp opwaarts beweeg het oor die begin van die week. Eerstens, waarheen kan wisselkoerse nou oor die korttermyn en dan jou siening oor die oliepryse ook? Dankie Johnny, dis eintlik interessante tye want mense het nou verskillende aanwysers. Ek dink almal kyk na hierdie handelsooreenkomste tussen die VSA en China. Hulle het nou die laaste paar dae in Londen gepraat. Dit klink of hulle ooreenkomste het oor skaars metale en so. En ek dink dit is goed vir die rand in die opsig dat daai die wêreldwye vrese so knertsie minder. En ek dink daar's 'n redelike siening dat as ons nou kan aangaan soos ons aangaan, die begroting is goedgekeur, regering van nasionale eenheid hou daarom nog en internasionale is die onsekerheid so bietjie minder, dan kan ons dalk nader na 1750 toe gaan van waar ons nou sit op 1775 rond min of meer. Is dit die verwagting dat ons moontlik na 1750 toe nou kan gaan? As 'n klomp goed regloop. Ja. So dis 'n groot as en dit is nou nie klein goedjies wat moet regloop nie en mense daar's maar nie noodwendig sterk, sorry, ek wil nie rede, nie noodwendig sterker as 1750 nie. Nie sommer nie. Ek dink daar moet nog meer goed regloop. Ja. Dan moet mense nou regtig vordering sien op ons binnelandse hervormings ensovoort. Maar ek dink as daar bietjie minder internasionale onsekerheid is dan kan die rand dalk nog 'n bietjie sterker wees. Dis eintlik by die olieprys waar dit interessant raak want dis juis hierdie minder internasionale onsekerheid wat die olieprys bietjie opdruk want die markte skep moed. Dalk gaan die ekonomie nog bietjie groei en dan gaan daar 'n vraag na olie wees. Ja, die teenkant daarvan is Wêreldbank modellering sê weer nie, hulle verwag eintlik laer ekonomiese groei vir die hele wêreld hierdie jaar. Al die ontwikkelde ekonomieë, meeste van die ontleikende ekonomieë en dis as daar nie handelsooreenkomste is nie en tariewe bly hoog en as baie onsekerheid, dan demp dit groei. Dit sal dan weer die olieprys bietjie laer maak. So baie hang af van wat gebeur in hierdie handelswêreld op die oomblik en die storie van die wederkerige tariewe wat president Trump nou uitgestel het. Ons is nou al hoe nader aan vroeg in Julie, waar die 90 dae uitstel nou verval en dan moet ons wag en sien wat gebeur. Dit gaan belangrik wees albei kante toe. Ja, ek sien hulle het gevra vir Suid-Afrika dat ons dalk op die laer tariewe bly vir nou. Ja, ons het al 'n pleidooi gegee. Kan ons asseblief dan op die laer tarief bly tot tyd en wyl daar 'n ooreenkoms is. Selfs al bereik ons dan nou daai Julie datum wat die wederkerig sou terugkeer. Maar weer eens, dit skep alles bietjie meer sekerheid, hopelik en die rand dan so bietjie op 'n sterker vlak bly. Ek wil gou terugkom na die dollar toe. Die dollar wat amper hy's net so onder $70 per vat op hierdie oomblik. Weer eens, ek dink Iran Amerika se konflik wat bietjie aanbodsprobleme gaan kry, maar wat ek vir jou wil vra is oliepryse op, dadelik dink ons as landbouers brandstofpryse op, insetkoste is op. Weer eens, dis nie vir ons noodwendig altyd 'n goeie ding as 'n landbouer nie. Maar weer eens, in dieselfde asem moet ons sê ekonomiese groei is op. Dit kan vir ons wêreldwyd ekstra vraag vir ons landbouprodukte oor die algemeen skep wat ons hoër uitsetpryse gee. So watter een moet ons voor hoop? Ek hoop vir die groei met 'n effens hoër olieprys. Ek dink as ons dit kan kry, is dit beter as 'n laer olieprys maar geen groei nie. Dis regtig 'n bekommernis. Ek dink die Wêreldbank se vooruitskatting sê dan vir die res van die dekade tot 2030 die laagste groei gemiddeld vir die wêreld sedert 1960. Dis die soort ding wat mense nou regtig laat dink, jy weet, waar gaan ek my goed verkoop? Die wêreldvraag gaan baie gedemp wees. So dalk eerder andersom. Ons hoop
meeste van hierdie handelsstories word uitgestryk. Die Amerikaners beleef nie 'n resessie nie. Dit is nog 'n bietjie van 'n vraagstuk daar, maar dit lyk asof hulle inflasie dalk dit gaan op, maar dit gaan nie met so baie op nie. En dit sal die Fed dan ruimte gee om met rentekoerse te werk as dit nodig is. So as hulle 'n resessie kan vermy, die wêreld kan so 'n bietjie groei, dan is dit goed vir ons. Selfs al is die oliepryse bietjie hoër. Ek het dan nou ook bietjie rumors gehoor, Engelse woord gebruik, dat weer eens hierdie bietjie positiewe ekonomiese nuus wat nou maar toe kom, weer eens soos jy nou gesê het, kan dalk beteken dat Amerika bietjie met hulle rentekoerse kan begin speel, dalk 'n sny kry later in die jaar. Wat gaan dit vir ons dan plaaslik beteken in terme van rentekoerse? As dit nou gebeur, maar ja, dit hang nou af van 'n klomp verskillende goed, maar kom ons sê, hulle het die speelruimte. Inflasie word nie baie hoër nie, en Powell besluit daar is ruimte om so bietjie te sny, sonder om weer druk te plaas op vraag en op hulle arbeidsmark, wat nog steeds eintlik baie goed doen, gegee alles. As hulle bietjie sny, dan gaan dit ons die kans gee om ook 'n bietjie te sny. Net omdat ons hulle maar so volg, en ek dink hier by ons is die dinamiek so effens anders. Ons het nou baie min inflasiedruk. Die Reservebank verwag eintlik dat inflasie nou laag gaan bly vir die volgende 6 tot 8 maande, maak nie saak wat gebeur nie. Wat interessant is, so hulle is nie eers bekommerd oor hierdie brandstofprys wisselkoers storie nie, want daar is so min druk op pryse plaaslik. Selfs ek dink in die geval van 'n ander teiken, hoef hulle nie koerse hier te verhoog om te sê ons wil 'n laer teiken stel vir inflasie nie. Dis regtig 'n ideale oomblik vir Suid-Afrika waar ons lae inflasie het en ons moet hoop vir ekonomiese groei. Ja, want jy het mens gepraat laasweek ook van die teiken skuif nou dalk na 3% in plaas van 'n 4.5%. Ja. Maar wat is jou persoonlike mening? Dink jy ons gaan nog 'n sny kry hierdie jaar of nie? Ek dink is moontlik. Okay. Net omdat die druk op pryse so min is en op die oomblik is hierdie monetêre beleid eintlik inkrimpend. En dit hoef nie die ekonomiese groei te demp nie. Daar staan nie groei nie. So hulle kan nog nader aan 'n neutrale koers kom met nog so 25 basispunte. Maar natuurlik sal hulle nou sê hulle kyk na die data en hulle is baie konservatief. Hulle is konservatief. So hulle gaan nie nou al 'n sein gee om te sê ons gaan dalk moontlik sny nie. En in hierdie nuutste scenario's wat hulle nou gepubliseer het vir die 3% teiken, wys dit dat die nominale koers, die soos ons hom nou sien, die repo, dalk nog 'n volle basispunt kan afkom as hulle die laer teiken suksesvol kan implementeer. Okay. Maar dis maar modellering en dis 'n voorstel wat hulle op die tafel het, maar ek dink dit dui alles op 'n rentekoersomgewing waar ons nie vinnig 'n rentekoersstygings sal sien nie. Ja, so ons behoort nou dalk in 'n laer tendens of 'n afwaartse tendens te bly, of ten minste te redeneer of hy afgaan en of hy stabiel bly. Ja, nie noodwendig of hy begin opgaan. Gegeewe alles anders bly dieselfde, daar's nie een of ander krisis of 'n tweet wat opduik wat vir ons moeilikheid maak. Ja, een of ander withuisgesprek wat ons het, wat interessante verwikkelinge van ons gee nie. Baie dankie prof, dit's baie interessant altyd om met jou te gesels. Bly gerus ingeskakel, ons gesels hier na met Daan, waar hom vir ons bietjie meer vertel oor wetlike vereistes en versekeringsvereistes rondom om jou landboumasjinerie te skuif tussen plase. So dis ook 'n baie interessante gesprek. Baie dankie prof. Dankie Johnny. Ja. Ons gesels met Daan Hugo, bestuurende direkteur van FFG Agri weer vandag, en ons gesels oor 'n baie interessante onderwerp wat spesifiek belangrik is vir ons boere. Die wetlike vereistes en versekeringsvereistes rondom landboumasjinerie en om dit rond te skuif. Dit is baie belangrik vir ons boere, Daan. Wat het julle gesien is belangrik wat die boere wel in ag moet neem? Môre Johnny, dankie weer vir die geleentheid. Ek dink ek wil net begin deur te sê 'n mens moet onthou dat een van die belangrikste grondbeginsels van versekering is dat jy altyd moet optree asof jy nie verseker is nie. So 'n mens kan nie roekeloos met jou bates omgaan omdat daar 'n versekeringspolis aan die agterkant is nie, maar ek glo die meeste boere en ander kliënte kyk tog mos nou mooi na die dierbates. Ek dink iets wat vir my belangrik is op hierdie stadium, ons het voorheen ook so 'n bietjie aan die strooptyd veral geraak, maar daar word huidigelik swaar toerusting rondgeskuif tussen plase. Nou die padverkeersregulasies vereis dat wanneer so 'n item geskuif word van een plaas na 'n ander een en 'n openbare pad word gebruik en dit is vir meer as 1 kilometer,
is dit nou natuurlik nodig om dan aan die padverkeersregulasies te voldoen. Items soos 'n stroper, wat 'n baie swaar en groot voertuig is, word dan ook geag as 'n abnormale vrag. So dan word daar eintlik bepaal dat daar 'n permit verkry moet word om die stroper te skuif vir weer eens as dit verder as 1 kilometer is. Die voertuig moet gelisensieer wees en natuurlik moet die bestuurder ook gelisensieer wees. Maar dit is 'n beginsel wat ook vir ander goed geld soos 'n trekker. As die trekker op openbare pad ry en is vir verder as 1 kilometer van een plaas na die ander een, is dit baie belangrik dat die drywer die regte kategorie lisensie het. Dit sal natuurlik dan nou geld vir 'n gifspuit, vir 'n stroper, vir enige voertuig wat op 'n openbare pad gebruik word en die voertuig uiteindelik moet ook gelisensieer wees. Ek weet van 'n eis 'n paar jaar terug waar die versekeraar die eis afgewys het omdat die trekkerbestuurder nie 'n bestuurslisensie gehad het nie. 'n gewone bestuurslisensie net. Ja, wat van toepassing is, want dit hang nou af van gewig ensovoorts van die trekker. Ek bedoel bo 3500 kg, onder 3500 kg. So ou net seker maak die bestuurder van die trekker dan nou het die regte klas lisensie. So ek dink dit is vir my baie belangrik want dit kan daartoe lei dat daar probleme kan ontstaan indien daar 'n eis is. Ek dink iets wat ek ook net vinnig wil noem is die lisensiering van die voertuie. Onthou ons neem aan dat wanneer 'n voertuig het sy nou 'n bakkie, 'n trekker, 'n stroper weer eens enige item op die plaas gebruik word, is dit nie nodig vir die bestuurder om 'n lisensie te hê nie. So die onderskeid moet daar wees is gebruik ek hom net op die plaas of gebruik ek die openbare pad. Dit is maar die onderskeiding wat betref. Ek dink ook net 'n algemene beginsel van versekering wat ek hier kan uitwys is die feit dat versekeraars kan nie laer vereistes stel as wat deur een of ander wetgewing bepaal word nie. So as dit 'n bepaling is deur die padverkeersowerheid of enigiets anders, dan moet hulle dit ten minste Dis jou minimum vereiste. Dis die minimum vereiste. En dit geld nie net vir voertuigafdeling en dit geld ook byvoorbeeld vir bouregulasies ensovoorts. So ou moet altyd ten minste aan die vereistes van die wet voldoen en dit kan wees dat in sekere gevalle versekeraars self swaarder vereistes kan stel as wat die wet vereis word omdat hulle dan nou natuurlik weer uit 'n suiwer risiko oogpunt na sekere risiko of moontlike gebeurtenis kyk. Ek dink iets anders wat ek net wil uitlig is as van ons boere gebruik maak van oesversekering, moet hulle net onthou dat branddekking wat normaalweg deel vorm van 'n halpolis teen 31 Augustus staak. So as hulle besig is met beplanning vir al hierdie lande wat so papnat is en nog nie kan inkom nie, oor wanneer wat gestroop moet word, onthou maar net dat teen 31 Augustus staak die normale branddekking wat jy op jou normale Ja, want ek het nou net vir eintlik gevra het. Ons sien hierdie seisoen is wel baie later. Ja. Baie ons kom hier in die lande nie, sit vas. Jy het gesien dat klomp ons verskriklik vas sit, maar dis nie as 'n standaard dat dit by oesversekering vir volgende seisoen ook weggevat word nie. Ons 31 Augustus begin die brandseisoen en dan as 'n standaard soos ek standaard op 'n halpolis elke jaar. Weet so, dis nie hierdie jare uitsondering nie. Dit is al vir baie lank so dat die branddekking gedeelte van die polis staak op 31 Augustus. As die volgende seisoen 'n nuwe oespolis uitneem, natuurlik het jy dan nou weer van plant af, maar nou weet ons dis nat en groen. So daar's dan nie regtig brandrisiko nie, maar soos die seisoen vorder, neem jou brandrisiko toe, maar 31 Augustus is die afsnydatum vir dekking op 'n oespolis, 'n halpolis. Ja. Baie dankie Daan. Ek dink hierdie is belangrike inligting wat alle boere daar buite moet weet en in ag neem om jou risiko op die plaas te bestuur. Praat met jou makelaar of kontak vir FFG Agri vir Daan en sy span as jy meer oor hierdie inligting wil weet. Baie dankie Daan, altyd interessant om met jou te gesels. Dankie Johnny, waardeer. Mooi dag. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by aimtrends.co.za vir meer inligting. Al ons skakels na ons sosiale media platforms is in die beskrywing onderaan. Hierdie episode word moontlik gemaak deur FFG. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.